Die vloed het ongeveer 2500 jaar voor Christus plaasgevind. So dis ongeveer 4500 jaar gelede. En die Bybel is gevul met besonderhede oor die vloed. Trouwens, die vloed verteenwoordig die mees gedetailleerde beskrywing van enige enkele gebeurtenis in die Bybel. En wat meer is, daar is vandag oral in die natuur duidelike bewyse van die gevolge of die effek van daardie vloed. Dit wil voorkom asof die klimaat voor die vloed lekker warm was, al die pad vanaf die Noordpool tot by die Suidpool. Dit is hoofsaaklik omdat woestyne, gletsers, yskappe en hoër seevlakke waarskynlik nie voor die vloed al bestaan het nie. Dit beteken dat daar meer grondoppervlakte en dus meer plek beskikbaar was vir baie meer plante om te kon groei. Hoe meer plante daar gegroei het, hoe hoër was die persentasie koolstofdioksied wat in die atmosfeer geproduseer is. Die afskorting daar is CO2 vir koolstofdioksied. Maar hoekom? Wel onthou jy hoe ons op dag 3 geleer het dat plante suurstof uitasem en koolstofdioksied inasem, terwyl lewende organismes soos mense en diere suurstof inasem en koolstofdioksied uitasem. So plante neem koolstofdioksied uit die lug deur 'n proses wat ons fotosintese noem, om soliede weefsel te maak soos blare, hout, bas, wortels, vrugte en sade. Jy gaan nog alles en nog wat daaroor leer by die skool. Dan, nadat die plante dood gegaan het, keer die koolstofdioksied weer terug na die lug, omdat die plante deur mikroorganismes ontbind word, wat weer hierdie koolstofdioksied vrystel. En aangesien daar soveel meer plante voor die vloed op aarde was, sou baie meer koolstofdioksied in die atmosfeer geproduseer gewees het, nadat hulle doodgegaan het weens hierdie ontbinding. En dit sou verder warmer temperature veroorsaak het, omdat die kweekhuiseffek van koolstofdioksied verhoed dat hitte die aarde verlaat. Daar word gereeld vir ons vertel dat koolstofdioksied op 'n manier skadelik is, maar die waarheid is dat hoër koolstofdioksiedvlakke in werklikheid die groei en produktiwiteit van plante verbeter. Dis eintlik die ander emissies soos swaaldioksied en roet wat skadelik is, en dit behoort verminder te word. Maar koolstofdioksied is 'n godontwerpte, kleurlose en reuklose gas wat krities is in die lewensiklus.